Lekker, baie dankie vir die pragtige jong mense wat hier saam met ons is. Die Nels, wat ek so kan sê. Prys die Here. God is goed. Amen. Prys die Here. Ja, danks. Ek wil net sê, ons lof skoon en spaarsaam. Maar ons gaan die Here staan, goed mag ons staan en gesin, met ons goed saam. Here, ons sê vanmorgen vir baie dankie vir die wonderlike voorrecht wat ons het. Om in die teenwoordigheid te kan wees, dat U die koning is van ons harte. Ons weet, Here, dat U is getrou en U is regverdig, Here, wat kos niks om U te kan wees, Here. Niks om ons hande te kan opsteek te sê dat U is die God wat geskaap het, Here, geskep het, gespreek het, en dit was so. En die lewe in Christus, Here, is altyd 'n voorreg om te weet, Here, as iemand wat agter ons kyk, al is daar baie hartseer daar buite, weet ek, Here, op hierdie oomblik is daar net vrede. Here, ek kom vandag en ek bid vir Tannie Marie, daar waar sy is, waar sy geval het. Here, U hand van beskerming en genesing oor haar uit, Here. Ons weet van oom Pieter wat nie meer saam met ons is, Here. Ons het Kevin wat gister rustig in die hande is, Here. U genees in haar, U herstel daar waar seer is, Here. En ons vat U op die woord, want die woord leef vir ons.
Dit wat ons in U naam vra, dit sal U vir ons gee. Dan bid ek al hierdie mooi dinge, Here, en alles wat U gaan doen vir ons, Here, in die wonderlike naam van Jesus. Baie dankie, Here. U kry al die lof en eer en aanbidding in Jesus Christus naam. Amen en amen en amen. Prys die Here. Ja, ek weet julle het mekaar goed, maar draai net om te sê ek like jou. Sê iemand agter jou. Prys die Here. Kom Louis, stel baie welkom julle hoor. Kom ons gee vir hulle ook 'n lekker hande klap. Prys die Here. Maar gee sommer vir jou ook 'n hande klap. Prys sy naam. Nou ja, ons gaan lekker saam sing. Ek weet nie wat die eerste woord nie. Niemand soos U, Here. Niemand soos U. Kom ons sing lekker saam.
as hy wyk. Halleluja. Kom by die kanai. Kom jou aan. Ja, Lisa. Lof. Ja, ook. 1, 2, 1, 2. Halleluja. Net daarin. Halleluja. Dis is bly verhoor in die huis van die Here te wees. Dis my baie lekker. Ons sing verhoor. Sing ek en Johan weer op jou pad middag. As goed jou verlos. As ek nie by die pad uitgekom het, was ek nie verhoor nie. Maar ek moet ook sorg dat ek by die pad bly. Dat Jesus ons oppas. Op jou pad kom ek as jy God by my was ek gees jou vergoed sal en jy ontvang en geniet van die wêreld jou bied, maar bereken wat ek nou sal maak. Weet jy wat dit sal kos as God jou nie verlos? Al het jy hier in rijkdom behaal. Jy nou al miskien reeds ver weggedwaald, maar bereken wat dit u nou sal maak. Hoor jy bereid dat jou wip op die hemel daardoor vir plesier se genot volle maak. Vir aantreklikheidskoen die sonde verdien, maar bereken wat dit u maak sal maak. Weet jy wat dit sal kos as God jou nie verlos? Al het jy hier in rijkdom behaal. Jy nou al miskien reeds te ver weggedwaald, maar bereken wat dit hierna sal maak. Amen, 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 amen. Dis die Here wat jou is. Dis alles is so baie. Hoe hang nou vir ons 'n bietjie sing? Hy weet dit nie die beste nie. Dis die task. Nee, okay. So, gou net, gaan net so. While I'm working on the building, it's the true foundation. I'm holding up the blood-stained for my Lord. I'll never get tired working on the building. I'm going up to heaven, oh yes, to get my reward. It's a true foundation. I'm holding up the blood stain for my Lord. I'll
jare terug gehoor is. So ons kan sommer koor vandag begin. Prys die Here. Ja, kom ons gaan ons stadig ons gou. Maar ek wil jy ook dans. Maar sy het nie 'n liedjie voorberei. Ons kies net 'n liedjie, sy doen dit net. Okay, ons kan na die boodskap. Okay. Prys die Here. Kom ons sing hierdie liedjie saam, There is a river. En ek wil jou aanmoedig om vir die Here te sê, maak jou hart oop, sit die bekers uit en laat die Here jou hart die bekers vol maak met dinge van die Here. Kom ons sing nou lekker saam. There is a river. Dis Ja, ons is besig.
Jesus. Halleluja. Kom ons gaan bid om 'n bietjie. Do you love him? Val is mooi vir jou. Val is mooi vir jou. Maak die sluise van die hemel oop op ons, Here. Halleluja.
Jesus, Jesus, Jesus. Just the mention of your name, Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Because there's a river that flows, that never dry up. Runs. Yes. Dankie, Here. Is daar enigiemand wat 'n getuienis het vanmôre oor die goedheid van die Here? Deel dit gou met ons asseblief. Dankie julle kom ons. Prys die Here. Enigiemand wat 'n getuienis het. Niemand? Die Here is groot en goed. Prys die Here. Amen. Daar's niemand soos ons God nie. Ons dink partykeer die Here sien ons nie raak nie, net soos wat aan die Caroline vir ons die boodskap deurgegee het volgens. Ons voel partykeer die Here sien ons nie raak nie, maar dan weet hy alreeds nog voordat ons gevra het. En ek gaan nou iemand anders te getuienis deel. Ek voel my hart om dit deel. Ek kyk, een of ander tyd op sosiale media is daar 'n ouetjie wat sê, hy het die Here ontmoet, maar hy het nog steeds verskriklik baie gedrink en hy het gaan partytjie hou en ag, dit was net te lekker nog steeds en in sy agterkop het hy gedink God se genade is groot. En hy kom hier aan by die huis en die plekkie waarby hy bly, die mense sê vir hom, jammer, jy kan nie meer hier bly nie, want met hierdie gedrinkery van jou en alles, jy kan nie meer hier bly. En die een ding gebeur na die ander ding, hy verloor sy werk dieselfde dag. En hy skryf sy kar af dieselfde dag. En net alles op dieselfde dag gebeur. En hy sê hy gaan sit in die klein kamertjie waar hy gebly het en hy sê, Here, okay, ek het nou my lewe vir U gegee, maar ek het nie gelewe soos wat ek moet nie. Maar as U werklik bestaan, sal U vir my 'n blyplek gee, 'n werk gee, laat ek net weer kan aangaan en op my voete kom. Hy sê hy het dit skaars gesê toe lui sy foon. En die vriend wat hom na die Here toe gelei het, sê vir hom, "Haai broer, hoe gaan dit met jou? Ek het in my hart gevoel jy kom te blyplek en ek het met my vrou gepraat en my vrou sê jy is welkom om enige tyd by ons te kom bly. En dan gaan ek sommer vir jou kyk vir 'n werkie hier naby en die ouetjie praat so. En hy vra vir hom, hoe vinnig gaan jy gepak wees laat ek jou kom haal? Hy sê, maar hoe het jy nou geweet ek kom te blyplek? Hy sê, nee, ek het nou maar net gegaan op wat die Here vir my sê. So ek glo dit wat die Here vir my gegee het is waar. Hy sê, ek is binne 10 minute klaar gepak. Die ou sê, ek staan al in jou driveway. En een ding wat hierdie ouetjie sê is, toe besef hy, nog voordat hy vir die Here gevra het die Here al die antwoord gestuur. Was die ouetjie al op pad. Nee? Dis hoe ons God werk. En ek wil vandag vir julle ook sê, hou moed, hou goeie moed. Partykeer voel dit vir ons kan nie meer aangaan nie. En dit voel partykeer, ons deurbraak is nie daar nie. God het al gehoor nog voor jy gevra het. Amen. Amen. Nog een? Ja. Prys die Here. Ja, kan ek met jou 'n bietjie iets deel? Nuwe lewe. Ons het seker baie gehoor van 'n nuwe lewe. Daar's 'n koortjie wat sê nuwe lewe in Christus. Nou, die wêreld daar buite het die Here nodig. Hoor wat ek vandag sê. Ons dink ons het die wêreld daar nodig en al die goedjies, maar alles begin by 'n begin. Die Here roep jou, en ek sal miskien so met dit praat, waar kom ons vandaan en hoekom, en al die goedjies, maar my tema van môre wil ek sê, die roeping vir jou is 'n nuwe lewe. Ons kan sê roeping is om te preek, roeping is om in die koor te sing, enigiets te doen. Maar ek wil vanmôre vir sê, maar my roeping moet wees 'n nuwe lewe in Christus. Hoor wat ek sê. En ek en jy moet hierdie roeping uitleef. Hoor mooi. Myne roeping is ook opgeskryf. My roeping is opgeskryf, en my jou roeping is opgeskryf. In Matteus 28:19 waar hy sê, gaan dan weer maak disippels. Ons het dit dan hier by 'n vriend van ons gekry. Time to harvest, tyd vir oes. Nou dis nie almal wat in daai land kan ingaan en gaan sê, kom ons gaan oes nie. Kom ons gaan al daai koring af. Dis nie almal van ons wat in die wêreld kan inbeweeg
om te kan sê, luister, ek wil jou roep vir die koninkryk van die Here. Maar my roeping is 'n nuwe lewe, is 'n nuwe ietsie wat ek nie moet kan uitleef, en dis jou gebed. Jy, jou gebed moet ander mense kan dra. Hoor mooi. Jou gebed moet daai boer of daai man werker wat daar is, kan dra. Want as dit nie vir God was nie, het ek en jy nie vanmôre 'n roeping gehad nie. Want my en jou doel is op hier aarde om hom te loof en te prys. Niks anders nie. Jou roeping net, of dit wat jy hier op hierdie aarde gesit het, is nie om, hoor my mooi, is nie vir jou man, of vir jou vrou, of vir jou kinders nie. Saam maak ons 'n span. Saam kan ons werk. Jy kry die hoof, dan kry jy die onderhoof, dan kry jy departementele hoofde, en al die goedes. In die kerklewe werk dit dieselfde, en daar buitekant werk dit ook dieselfde. Jy kry 'n kind van die Here, en dan het jy iemand wat, dankie my vriend, lekker, swart, goud. Wat jy sê, ja. Sorry julle, dan moet ek dit drink. Daar vries my stem. Hy kom na die woord van die Here, kom so mooi, in Romeine 8 vers 28. As jy dit wil lees, kan jy saam met leer. Maar dan gaan ek so vanaf met jou deel. Ons weet, wat weet ek en jy? Waarom dat Jesus hier, hy sê, ons weet dat God alles, sê ek alles ten goede laat meewerk. God wil hê dit moet goed gaan met jou. Hy het daar sin, die voorspoed is daar. Sy droom of sy gedagte aangaande jou is voorspoed. Dis nie teëspoed nie. Dis verseker nie iemand wat moet, die Here wil nie jy moet sterf nie. Die Here wil nie jy moet val nie. Hoor my. Sy gedagte vir jou is om te kan floreer, om goed te kan doen vir die dinge van jou, vir jou huisgesin, vir die dinge van die Here. Hy sê, ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom liefhet. Ek wil vir die jammer sê vir die ouers wat nie die Here liefhet nie. Hoekom dink jy sukkel die wêreld so daar buite? Want hulle het nie God lief. Hy sê, ja, God is daar. Hy weet van die Here, maar hy ken hom nie. Kinders van die Here wat in die kerk sit ook sê, halleluja, prys die Here, maar as jy uitgaan, vergeet ons van die Here. Daai liefde wat jy in die kerk wil probeer wys, vergeet jy daar buite, want dan hang jy die sonde, die verkeerde dinge daar buite aan. Hy sê, meewerk vir die wat hom lief het, wat volgens sy voorneme geroep is. Kom ek weer. Dis nie almal wat sê, Here, Here, wat jy wil gemaak het. As ek my mag verstout om vir u te vra, dink jy dat almal wat in die kerk is reg gaan hemel toe? Dink jy almal wat sê, kom ek gaan so ver gaan, ek gaan sê, dink jy al die pastore en die dominees wat daar is, almal van hulle gaan hemel toe? Hoekom sê jy so? Wat ek jou sê? Want die Bybel sê dit. Want ons sê, Here, Here, en ons lê ons hande op siekes, en ons doen dit, die Here is getrou op sy woord, en sy woord uitgaan. Maar as jy nie hom lief het met alles in jou nie, hoor wat ek vandag sê, en ek sê dit baie keer vir my, as jy die Here aangeneem het, as jou koning, jou saligmaker, jou verlosser, en hoor my mooi, nee, sal jy nie 'n diens mis nie, sal jy 'n samekoms, nie 'n kerk nie, maar 'n samekoms van medebroeder, die sê wat geloof is, wat sê ek het die Here lief, wanneer jy sê jy het die Here lief, hoor my, wanneer jy sê jy het die Here lief, praat jy nie meer wêreldse dinge nie. Jy wil net oor die dinge van die Here praat. Jy kan nie anders doen nie. Probeer dit 'n bietjie. Probeer om net die hele tyd oor die dinge van die Here te praat. Probeer of iemand te sê, luister, my vrou, ek is lief vir jou, maar die Here het jou baie lief. Want as ek my vrou sê, hoor die Here het jou lief, beteken dit dat jy sê, liefie, ek is lief vir jou. Maar die oomblik wat ek vir my vrou sê, in die wêreldse manier om te sê, I love you, ek is lief vir jou, nee, wil ek haar eer.
Maar as ek God eer, hoor my mooi, as ek kind van die Here, as ek my vrou sê, ek is lief vir haar, dan weet ek is lief vir God ook. Want daar is soveel mense daar buitekant, wat nie eers vir sy vrou of man kan sê, of die kinders kan sê, ek is lief vir julle nie. Hoor mooi. My gebed is, dat die lig van die Here julle harte sal vol, dat julle die hoop sal verstaan, wat aan julle gegee is, toe God julle uitgekies het. Jy is uitgekies vanmôre om hier te wees. Hoor my mooi, dis wat die woord van die Here sê, jy is uitgekies. Hy sê in Efesiërs 1 vers 18 tot 19, kom en hy sê, dat julle, dan sal julle die heerlike seëninge ontdek, wat julle deel sal wees, saam met God se mense. As dit goed gaan met ons, en die Here werk in ons midde, en ons is bemoedig om hier uit te stap, en ons sê, ons gaan die wêreld wen vir die Here. Sê ek jou nou, moet die ouens daar buitekant sê, wow, kyk hoe word daai mense geseën. Hoekom gaan dit so goed met die mense? Ek gaan nou iets sê, hoekom dink julle gaan dit so goed met die moslims? Hulle glo aan daai man wat dood is. Hulle glo as hulle goed kan doen vir mekaar. Wat sê die woord van die Here? Vir die kinders van die Here. Dis nie deur jou goedheid wat jy hemel toe gaan nie. Geloof, ja. En al die dinge. Nou Here, hoekom werk dit met die moslims dan so? Hulle doen goed vir mekaar. Weet jy, jy kan maar gaan kyk in hulle winkels net. Dis familie op familie wat in 'n winkel werk. Want hulle sorg vir mekaar. Maar ons kan vir mekaar sorg nie. Want ons laat nie oor mekaar nie, ons is te wind nie. Maar ons sê ons is geskape na God se beeld. En die God se beeld sê, dis liefde wat moet uitgaan. Liefde moet vermeerder word. Maar ons vermeerder nie na liefde nie, want ek wil eerder sien dat hierdie ou se krepeer van ellende en suffer en hel toe gaan, voordat ek ons help. Ek soek 'n seëning van die Here, ek weet nie van julle nie. Ek soek 'n seëning van elkeen van u wat hier sit. Al glimlag jy net vir my, is dit 'n seëning vir my. Of sê vir my hallo. Nee, dis 'n seëning en ek moet jou kan hallo sê. Dis 'n blessing wat die Here vir jou gegee. Wat moet ek weet oor my nuwe lewe of my nuwe lewensroeping van jou? Baie ons sit nie soos weet, nuwe lewe Christus, ons ken die Here en al die goeders. Maar baie keer is dit belangrik dat jy moet weer en weer en oor moet hoor dat jy 'n nuwe lewe Christus gekies. En jy kan nie nee sê vir jou roeping wat vir jou wag nie. Nou ek het hier so 'n paar punte. Eerste punt is wat ek moet weet. Wat moet ek weet? Eerste een is God het jou deur sy genade deur Christus geroep om sy kind te word. Jy is nie sommer net sy kind nie. Jy word deur sy genade word jy 'n kind van die Here. Dis dan in Galasiërs 1 vers 6. Dan kom in 2 Timoteus 1 vers 9 en sê hy het ons gered en ons geroep. Weet jy dat jy geroep is? Jy wat jy sê vanmôre, jy wat die Here ken, jy wat op Facebook is, hoor wat ek sê? Jy weet dat jy gered is, dat jy geroep is tot 'n heilige lewe. Jy gaan nie net na 'n kerk toe gaan en net daar wees nie. Wanneer jy jou hart oopmaak vir die Here, sê die Here, I want to be with you. Ek het gekies om saam met u te wees. Moet jy weet dat jy gaan moet strewe na heiligmaking. Heiligmaking is om te sê, ek vergeet die dinge wat agter my is. Verstaan jy? Ek strek my uit na wat voor is. Ek wil gelowig en uitvolhou. Nee, ek wil my heilige lewe wil vorentoe. Ek wil vandag vir sê, wanneer jy na God se beeld geskape is,
Nee, is jy rein in jou hart. Jy is veronderstel om rein te wees. Maar dis hierdie wêreld, en dis wat 'n pastoor, vriend van my gister gesê, dis hierdie wêreld wat jy in beweeg, wat jou gedenke verander, dat jy nie moet rein wees nie. Dat jy moet onheilig wees, en jy moet deel wees van hierdie wêreld. Jy moet deel wees van hierdie okkulte wat daar buite is. Waar God vir jou gesê, jy het in hierdie wêreld, en dit is so mooi verduidelik met 'n babatjie wat gebore word. Die oomblik wanneer daai babatjie gebore word, hoor my, is hy skoon en hy's rein. Ek glo as die Here kom op daai oomblik, is die babatjie, hy's outomaties daar, want hy het die sonde in sy lewe nie. Ja, hy word 'n sonde gebore, maar hy het nog nooit iets gedoen om te sê, ek moet vergewe word nie. 'n Babatjie kan nie vra vir vergifnis nie. Maar hoe meer ek dink wat hy sê ek vir myself, wow, my ma en my gepaar is gesê, daar's JJ, my pa, hulle was gelukkig. Maar dit is deur dit wat my ma en my pa gedoen het, dat ek is soos wat ek is. Ek is nie soos my ander twee broers nie. Hoor my mooi. En ek kan met alle liefde respek sê, ek en my pa het altyd om een virus. Regtig, nie veral nie met kerk nie. Maar praat besigheid met my pa, dan is dit daar. Maar weet jy wat, daar was ons steeds liefde en respek geweest om te sê, as hy praat, luister jy, want anders kry jy, eers het 'n getrekkie by die klein haartjies hier by die oor. Dis maar nou waar ek kan, want niemand kan het trek nie. Nee, en na 'n klap is sommer so. En weet jy wat, ek kan vandag vir sê, my pa, as hy so maak as hy vuis, gepaard. Ek weet ons is op my ma kan onthou nie, ons het in Vlaamstraat gebly, en ons erwe was nog oop geweest, en ons hardloop so, heen en weer, van, die skool was dit, in die volgende straat agter, en hardloop soos deur die oudste erf, was ons so by die skool. Die klok lui, en trap ons daar. En die oom sê vir ons, luister, moet nie in my jaar hardloop nie. En ag, ons waar ons nou nie. Next moment ons die klokkie, lui die klokkie, en ek loer deur daai letterbox, dingetjie daar by die deur. Kan jy wel glo, hy het nog daai ding gehad. Nee, en ek sê, hier is moeilikheid, want dis die oor wat jy agter is. En my pa maak die deur op, en die ou gesam, maar my pa druk my so in die deur vast, want ek nie kan beweeg nie. En die ou sê so, my pa maak die deur toe, maar eers my vat hy maak hy vuis, en hy kon nie net in so. Ons nie luister, en dis hy maar voel. Maar die Here is nie so nie. Dis hoe ons geleer word van waardes. Want as jy in 'n kerk kom, is daar sekere waardes wat jy ook moet leer. Want jy kan nie net sê, yes, ek ken die Here nie. Jy moet leer, dis 'n babatjie. Jy kan nie sommer net vaste spys eet nie. Jy moet eers begin by poedie. Maar baie keer het ons as kinders van die Here, en baie mense daar buite, het nie nodig vir vaste kos nie, want hy wil nie luister, dan moet hy 'n bietjie net so gou 'n shot kry. En as kinders ons mors dood. Maar hoor wat ek jou vandag sê, deur daai genade is ek en jy gered en geroep. As jy nie wil luister nie, moet jy voel. En dit is baie belangrik, soos daai babatjie wat gebore is en hy's daar, en hy word ouer en ouer en ouer, dan gaan jy agterkom. Ek sê dit vir my kleinkinders man. Ek het twee dokters wat so 'n paar jaar uit mekaar het. Maar hoor wat jy nou sê, as die een hierdie stadium bereik, dan maak ons reg vir die volgende een, want sy gaan ook daar kom. En dan kom so, weer daai tienerstadium, en daai nikke, en daai grille. En so hy is nou amper by daai tienerstadium, ons dink so, maar sy gaan nog erger word, ons spreek lewe oor daai, hoor wat ek sê, spreek lewe oor daai. Maar hoor wat ek jou vandag sê. As ons dink, yes, dankie Here, ons is nou by daai stad, dan gaan wij sê, hallo, hier is ek. Dan gaan ons weer op daai, dieselfde in 'n kerk. As hierdie plek 'n plek van ontmoeting is, om te sê, ek wil die Here hier ontmoet, gaan ons met fokus. En ons gaan ons oë op mense moet hou nie. Hoor mooi. Ons gaan ons oë op die Here moet hou. En ek wil graag, my begeerte is dat hierdie plek aan die brand sal word, dat ons in tale kan sing, kan dans en juig, en maak nie saak of ons bene dit kan hou of nie kan hou nie. Ons moet lê, ons moet alles kan doen vir die Here, soos wat die krag van die Here val. Ek dink die wêreld dink ons is mal. Regtig.
As ek kyk na ander kerke, hoe die gees van die Here daai kerke beweeg, en dan almal duik net. Ons weet, ons ken my storie. Wat wil ek sê? Romeine 9 vers 11, hoor hierso. Voordat die 2 seuns gebore is, het God vir Rebekka gesê, die oudste sal die jongste dien. Dit was voordat die seuns enige iets goeds en sleg gedoen het. Nou net, babietjie tyd, net. Het die Here klaar vir hom gesê, die oudste sal die jongste dien. Weet jy, ek dink, dis wat ek dink. Die oudste het al klaar deur die dinge gegaan. Nee, hy is nou daar bo. Nou is die jongste enetjie daar. Dat die jongste enetjie kry gewoonlik meer reg by papa en mamma. Dan gaan een bo bietjie jaloers word en raai wat? Dan gaan ek maar afgaan na my boetie toe. Ek gaan dan saam met hom beweeg of my sussie beweeg. Van as hy vra, maar hy gaan vra, dan nee, is dit reg. Maar wanneer hy ou boet of ou sus vra, selfs in die kerk. Selfs in die kerk. Kom hier so, ons sien mense, dis wat Rebekka Brown in haar boek skryf oor die 6 punte van hoe om 'n kerk te vernietig, is een van hulle. Al wat die duiwel moet doen, hy moet net iemand hier instuur wat sê, hier, hy het geld, hy kan bid en al die goeders. Met dan is hy hier so om die kerk te breek. Weet jy wat het Rebekka Brown geskryf? Van hoe om 'n kerk maklik op te breek. Daar's 'n kerk waar hulle betrokke was. Hulle was so 300 dink ek, 300 bidders op 'n Woensdag aand wat hulle gebid het. En die plan was gewees, stuur iemand in om die gebed te breek van hierdie kerk. Want wat sê die woord van Here, die gebed van 'n regverdige het groot krag. Dink vir jouself as 300 mense regverdig is. Nie een nie, hy sê die gebed van 'n regverdige, dis een ou. Hy sê nie sis nie, hy sê nie regverdiges nie. Hy sê een ou moet dit 'n goeie hart het. En hy stuur toe hierdie ou in. En hy raak so deel van, my bid saam, my dis Bybel, hy doen alles. En hy kom met hierdie plan. Hy raak deel van die musiek. En hy sê vir die mense, luister, maar kan ons nie, ons het 20 mense, hier is nou wat oor, ons het 20 mense in die musiekkant gegroep. Kom ons sê, nee, ons het nou oor ons, wat die is, 5 of 4, waar dit oor. Kom ons kyk, want op 'n Woensdag aand is daar 300. Hoor mooi, kom ons maak Woensdag aande die musiekoefening, of die kooroefening. En dan sê dit is reg, want ons gaan 300 mense hê, en die 300 mense kan ons miskien die musikante volmaak. En hulle sê dit is reg. Daar verloor hulle klaar die musiek. Want as jy met musiekoefening, hulle oefen, of nee, hulle oefen, maar hulle verloor hulle gebedstyd. En hy kerk bid nie, want ons oefen ons nou koor, of wat dit ook al is. En daar so rukkie, wat gebeur? Gaan mense word al minder, en minder, en minder. Hoekom? Omdat die kerk besluit het, weet jy, ons bring eerder die musiek in, en ons van die krag van gebed weg. Kan ek gou vir u sê, in die kerke van vandag, het hy duiwel klaar ingekry. Ja. Want daar is nie meer beteken nie. Daar is nie meer selfbijeenkomste nie. Ons sê, ja, dis te koud, en dis dit. Ek sê, ek het die Here, ek het die lief, I love you Lord. Maar ek kan nie op 'n Woensdag aand by mekaar kom, wanneer dit koud is, om net vir 'n uur of wat te kan bid nie. En ek praat algemeen in die kerklewe, en ek praat hier by ons ook, al het ons dan net skaars begin. En al wat my verskoning is, ons wag nou net vir die somer. Dan gaan dit baie beter wees. Maar weet jy, as ek sê, kyk so, julle konversies hierso, dis fyn, dis lekker, nee? Ja, dit help dan vir die koue. Maar julle gaan agterkom, so 'n paar wag, skema maand of 2 kaas, dan gaan julle nie wil konversies sien nie. Hierdie plek word waar. Maar hoor ek vandag sê, moenie na die vyand kom, jou lewe verwoes, jou nuwe lewe wat jy het in Christus nie. Ok, hy sê, tot die siekes het nie geweet was goed of sleg,
om te doen nie. God het gesê, sodat die uitverkorenes gekies sou word op grond van God se eie plan. Hy is gekies omdat hy die een was wat God wou roep. Nou, jy is gekies, want God het jou geroep. Weet jy hoe hy jou geroep? Kijk jy gou sê, weet jy 'n naaltjie? Weet jy 'n naaltjie? Dis daar waar God jou gepoint het en sê, jy is myne. Jy kan nie wegkom nie, dit is 'n merkie wat Jesus daar gesit, God daar gesit het. Sal Romeine, hy praat, hy is gekies omdat die een was wat God geroep het, nie op grond van iets wat hy gedoen het nie. Romeine 9:11. Hy sê in Efesiërs 2:10 kom hy sê, want ons is God se print. Ons is God se handewerk. Ja? Is dit nie ons nie? Toe maak ek so hoe jy lyk nie. Groot, klein, maar, glad nie, niks, haring met nie, niks, al het ons nie. Ons is gemaak na die Here. Ons is sy handewerk. Daar is die ding wat God sê, hoe, jene, sê jy, wat gaan aan? So vir jou skeermes kry joh. Sê die Here, maar is fijn, jy het my gemaakt man. Ek kan tevrede wees met hoe ek lyk. Hoe heb ek jy vandag sê? Daar is baie dinge oor, ek moet nie dit doen, jy moet nie dat doen nie, maar ons doen dinge. Ek gaan nou gou ietsie sê, en ek dink die dames gaan my kwaad wees. God het jou gemaakt soos jy is. Met jou gewig, hoor? Regtig, God, selfs ons manne ook, God het ons gemaakt soos wat ons is. Al moet ons dankie sê vir die vrou. Ja. Ons. Hoekom wil ons manne altyd gym toe gaan en ons groot spiere kry? En hoekom wil ons vrouens altyd maar lyk? Ek glo dit. Ek glo dit. Wat jy? Hulle is self. Ja. Hoor net. Ja, maar gelukkig weet ek net dat daar is mense wat gebore word wat net so gebly. Ja. Daar is mense wat toe ek my vroukie ontmoet het. My vroukie was 'n tromppoppie gewees. Maar my lyfie was veral as jy so gekniel het nie. En dan kniel sy op klippies, dan word ek kwaad vir juffrou, want hy knie moenie. Raai wat? Vandag of gekeer toe weer terug, dan val so pak neer. Nou kan jy met die baks en raas nie. So, maar hoor wat ek sê. Maar met die tyd, nee, is ek reg, hoor julle mamas, nee, hoor bietjie, met die tyd, as die baartjies daar was, en al die goedjies daar was, nee, dan word die lyf 'n bietjie groter. Maar nee, my man, watch my nie meer nie, maar hy kyk nie meer vir my nie. En dan ek like het. Dis jou keuse. En raai wat, die kerk is ook so. Ons kan van 'n groot kerk af kom van soveel mense. En ons kan net so begin. Soos hier is 'n nuwe lewe. Focus Point is 'n nuwe lewe. Hy moet, hoor wat ek jou sê, hier, al het ons met soveel mense begin. Kyk mooi, jy gaan sê, so met die tyd, sal hierdie plekkie groei. En ons weet het, en ons het dit al gesien met ander plekke. Dat hy kan groei, en dan gaan ons 'n probleem hê. Want ons gaan nie honderde mense hier kan indruk nie. Dan gaan ons moet kyk vir groter plekke, en dis soos die wêreld daar buite is, hy gun vir jou 'n plek om te kan groot word. En dis nie die Here wat, en ek gebruik my vroukie, as ek wil ek julle nie gebruik nie, sy kan my uithaal. Die wêreld gebruik haar, of haar te sê, luister, en ek hoor wat ek sê, moet my nie verkeerd verstaan julle ouers. Nee, ek praat op Facebook. Die wêreld gebruik jou, om vir jou te sê, jy is dik, jy is vet. Hoor mooi. Hulle wil hê dat jy moet afkom na hulle vlak toe. Waar die Here sê, luister, jy kom soos jy is. Jy eet van hierdie brood van lewe. En hoor, as jy kan eet, hoekom wil jy nou sê nee, ek gaan net so 'n bietjie eet? Want as jy dit reg doen en die regte kos eet,
Dieselfde in die kerk, as jy die regte woord ontvang, dan gaan jy groei en jy gaan groter word. En raai wat, daai grootheid wat jy het in jou, in die Here, moet jy gaan deel soos wat hy sê, gaan uit, maak disippels. Wat is dit wat jy ontvang in die kerk? Jy gaan nie so word in die kerk nie. Jy gaan vol liefde word, en hy sê, dit moet uit jou uit kan borrel. Almal wat die Here lief het, staan nader. Nee, en dan wanneer die liefde daar is, en dit borrel uit, dan maak jy daai ouetjie vol, en hierdie plek word volgemaak, deur die liefde en die genade van die Here. Weet jy hoekom? Want elke een daar buite is geroep. Jy is geroep, jy is geskep, jy is God se hande werk. Maar nie worry oor hoe jy lyk nie. Ek verstaan dit. En dit is presies wat hy ook probeer verduidelik. Ons is skoon en rein in die Here. Ons is veronderstel om so te wees en so te kan lewe. Want as die oomblik wanneer ek weet ek doen iets verkeerd, sê die woord van die Here vir my, dis maar 'n versie wat ons gebruik, is Psalm 38, bekeer jou van jou verkeerde weë. Want as jy aanhou met jou verkeerde weë, is daar losbandigheid. Daar's toos, daar's net, daar's haat, daar's geldgierigheid. Dis wat die wêreld vir jou wil sê. Kom, jy moet lyk soos wat ek lyk, jy moet saam met my beweeg. Galasiërs 1 vers 15, punt nommer 3. Voordat jy gebore is, het God jou, my uitgekies. Dis dit wat daar staan, en sê, voordat jy gebore het God my uitgekies en my geroep deur sy wondergenade. Dit was sy welbehaag. Jeremia 1 vers 5 kom hy sê, voordat ek jou in jou moederskoot geweef het, gevorm het, het ek alles van jou geweet. Die Here het geweet hoe jy gaan wees op hierdie ouderdom. Wie jou vrou en wie jou man gaan wees. En wat se plekkie jy hom gaan loof en prys. Dis wat hy sê, so dan gaan ek weer vir julle. Voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek die Here alles van jou geweet. Jy kan dit maar probeer wegsteek. Hy weet wat jy wegsteek. Ja. Klaar. Jy kan dit vir my wegsteek. Die Here weet dit. En ek kan probeer dinge wegsteek. Wat sê die gesegde? Dit wat jy nie donker doen, dit sal in die lig wees. Of hy kom. Daai lig is die Here. Die Here weet presies wat jy gedoen het. Of wat jy gaan doen. Voordat jy die lig van die dag gesien het, het ek heilige planne vir jou gehad. En dit gaan nou nie oor heiligheid en heilig nie. Dit gaan oor goeie planne. Ja. Voorspoed. Want 'n ou wat voorspoed het, word baie keer hoogmoedig. Maar wanneer jy voorspoed het met liefde en vrede in jou hart, is iemand wat uitdeel. Daar is 'n ouetjie op Facebook wat die hele tyd net geld uitdeel. Hy het geweier dat sy gesig op die media moet wees. Swart man. Wit of swart. Klein en oud. Hy gee geld en duisende. Ek weet nie waar kry al die geld nie, maar hy gee geld. Ek soek ook so. Hy moet my pad langs my. Nee, nou is daar ou soos ek noem het, soos Jack by moeg gesikkel. Op 'n stadium wanneer hy nie gehad het, die mense moet sy gesig sien. En ek hoor my mooi, ek praat hier van hom, hoor my mooi. Dit is eerlik. Sê weer? Dis een persoon. Ja, want hy het 'n goeie hart, want hy weet wat gaan verwag. Maar hoor wat ek nou sê, maar die hartseer van alles is net, waar hy gesê het, hy wil nie op media wees nie, ek doen dit. Raai wat, nou is die hele wêreld vol prentjies van hom. Daar is niks van hom nie. Want hy is 'n ambassadeur vir die werk van die Here. En ek sê ook altyd, as iemand vir my iets sê, dan wil ek sien, daai persoon is daar. Maar nou sien jy vir Jaak, ek het hom nog nie ontmoet nie, maar nou sien jy vir Jaak, nee, dan denk jy, ag nee, maar hierdie ou is nou weer groot kop en al die goeders, en kyk, hy breek nou net en al die, nee, hy breek nie. Hy breek nie. Jy kan hoor hoe hy praat. Ja. En hoe sy hart is. Ek het nog nie gehoor dat hy enig
enige ou weggewys het of sleg gesê het omdat hy nie dit kon doen nie. Ja. Maar die kerklewe, as jy nie, hoor my mooi vanmôre, ek sê dit, hoor my mooi, Willetjie. As jy nie 'n rok dra nie, is jy nie deel van die kerk nie. As jy nie 'n das in sit nie, spreek jy van vooraf nie. En ek daag elke pastoor daar uit, of dominee uit, of vir my te wys waar in die Bybel staan, dat 'n man 'n sloep moet aantrek kerk. Ek sê ernstig. Ek daag hou uit of my te kon sê, wat is 'n man se klere, wat is vrou klere? Wat? Sê nou net, groen was rooi en rooi was groen geweest. Dieselfde met klederdrag. Ons sê, ons moet so lyk. Dis fyn, dis respek vir die huis van die Here. Maar ek gaan nie nou met my short hier kom staan en woord bedien en plakkies hier kom staan nie. Daar staan 'n pastoor. Dit het altyd vir die mense so gekyk na hulle hakke. As hulle hakke nie skif is, dan sal ons sê, hey, julle moet kyk na jou voete. Ons wil hy voete 'n bietjie reg kry. Julle kan nie daarvoor rug staan met gebaste hakke. Vir wat kyk jy vir mense gebaste hakke? Ons was in die kerk gewees waar een van die susters wat op die komitee was, of die op die raad was, en kom sit daar 'n vroukie, en ongelukkig het die vroukie die goeie keer op haar, en daar sulke goedjies wat onbeweeg, nee, dan sê sy vir die een die laat, kyk jy van haar loop iets op die vloerhare. Nee, die voor haar. Daai vrou het nooit weer kerk toe gekom nie. In plaas van daai vrou opgestaan het, en gereël het om na 'n plekkie toe te vat om te kyk na haar, dan breek ons mekaar beter af. Dis wat die kerk gebeur. Ons breek mekaar af, eerder om mekaar te kan sê, daar's liefde, vrede in die Here. Want jy, daai ou daar staan, en daai vroukie wat daar loop, ons is almal een in die Here, want die Here het ons gemaak. Amen. Hy weet, wat sê Jesaja 44:2, sê, ek is jou skepper, sê die Here. Jy was in my sorg, of voordat jy gebore is. Ons was in die Here se sorg gewees, nog voordat ons gebore is. Wow, is dit nie awesome nie? Hy sê in 2 Timoteus, of 1 Timoteus 1:12 en 13, hy sê, om my in sy diens te stel, alhoewel ek voorheen iemand was, wat gelaster en vervolg het, en arrogant was. Maar ek het genade ontvang, omdat ek in ongeloofigheid gehandel het, en nie besef het wat ek doen nie. Dit Paulus was een van hulle, Timoteus ook. Hulle was manne wat regtig nie geloof was nie. Hulle het gehoor van Jesus, Paulus het gehoor van Jesus, het geweet van Jesus, maar hy wou hom doodmaak. Dus vir my, ek kon nie Jesus kry te sê, nee, maar ek wil die kinders van Israel doodmaak. Almal wat die Here dien, wil hy doodmaak. Totdat hy tot insig kom en sê, hoor jy, dis deur genade dat hy lewe. En deur genade het die Here hom geroep om 'n kragtige bedienaar te word. Romeine 11:29 sê, God se gawes en sy roeping kan nie herroep word nie. As jy vandag 'n roeping het van die Here, of 'n talent het van die Here, ek wil vandag vir sê, jy kan maar verdwaal. Jy kan maak soos wat die ander kerk is, jy kan backslide. Want die Here vat nooit dit wat hy vir jou gegee het, vat hy terug nie. Hoor mooi. As jy kan sing, die Here gaan dit nie. Jy kan miskien, hoor, kyk hoe mooi het hierdie twee pragtige mense gesing hulle. Veral om Jan ook. Pragtig. En hulle is al gevorder. Nee, om Jan, hy is al gevorder, maar hy sing nog steeds. Dan die Caroline, wow. Mooi man. En ek weet my ma, my sussie kan net so mooi sing. Veral as hulle taal is. Hulle met hulle watch as hulle begin. Hulle tol soos 'n video wat jy. Maar moenie laat die vyand vir jou sê dat jy kan dit nie doen nie. Begin iewers. God se gawes en sy roeping kan nie herroep word nie.
God se gawes en sy roeping kan nooit teruggetrek word nie. Romeine 11 vers 29 het gesê, nee. Want daar is in een liggaam en een gees, net soos julle geroep is tot een heerlike toekomsverwagting. Wat is jou verwagting vir die toekoms? Ek sê, ons worry oor wat môre gaan gebeur. Nou jy so jare terug het gesê, hulle gaan ISIS is daai mense ons wat die koppe kap. Kom Suid-Afrika toe en ons kinders van die Here is in die moeilikheid. Hulle gaan ons koppe kap. Die oomblik wanneer ek en jy bang is dat jou kop afgekap gaan word, moet jy jou bekeer. Jy moet nie bang wees om dood te gaan nie. Wat is daai versie? Wat daar sê, wins, Dit is brandens. sê weer? Dit is brandens. Ja, een opslag. Ja. Sterwe is vir jou 'n wins. Ja, maar die dood is, vir jou 'n wins. ja, en om te lewe. En dit vers van nou nie. Ok, so gaan nou kry. Maar jou sterwe moet 'n wins wees vir die Here. Jou lewe op aarde moet maar net daar wees. Jy moet net lewe om daar uit te kan kom. Ok, we gaan nou die versie kry. Hebreërs 3 vers 1, is amper klaar julle. Broers en susters, julle is heilige deelgenote aan die hemelse roeping. Aan die hemelse roeping. Efesiërs 4 vers 1, ek dring daarop aan dat julle, wat deur God uitverkies is, leef op 'n wyse wat pas by die lewe waartoe God julle geroep het. Soos ek gesê, as jy 'n kind van die Here is, moet jy lewe soos 'n kind van die Here. Okay? Filippense 1 vers 21, want vir my is die lewe Christus, Ja. die sterwe 'n wins. Ja, vir my is die lewe Christus, sterf 'n wins. Ek en jy moet lewe soos wat hierdie versie ook sê. Was. Ek dring ook daaraan dat die Here wat deur God uitgekies is, leef op 'n wyse wat pas by die lewe waartoe God jou geroep het. Okay? Jy kan kies waar jy hoe gaan jy lewe, jy kan dit kies. Hy sê verder, daarom bid ons altyd vir julle en vra ons God om julle te help om die soort lewe te lei waartoe hy julle geroep het. Ons bid dat God deur sy krag julle sal help om die goeie dinge te doen wat julle wil doen en die werke uit te voer wat uit julle geloof voortkom. 2 Tessalonisense 1 vers 11. 1 Tessalonisense 5 vers 24 sê, ek wat julle roep, hoofletter, die Here wat jou roep, is getrou. En hy sal dit nooit, en hy sal dit doen. As hy vir jou beloof het, dis hoe jy gaan wees, hy is daar. Maar is my jou keuse of ons dit wil hê of nie wil hê nie. Gebedslewe het ons nodig. Laaste punt. Filippense 3 vers 14. Ek streef na die doelwit om die prys te wen waarvoor God my hemelvaarts geroep het in Christus Jesus. Die vyand, duiwel, Lucifer, was geskape in die teenwoordigheid van die Here. Hy was 'n wese, soos wat die Bybel praat, hy was nie 'n engel nie, hy was 'n geere met vlekke. As hy sy vlekke opgemaak het, het hy geblink en die musiek is neer hom en al hy goed is om God te verheerlik. Maar hoor wat hy nou sê, hierdie man of hierdie demoniese ouetjie nou, hy was in die teenwoordigheid van die Here. Hy is uitgegooi omdat hy hoogmoedig begin word het. Dit kan gewees het dat hy nog in die hemel was toe die Here gesê het, kom laat ons mens maak na my beeld. En daar het hy miskien hoogmoedig geword en jaloers geword en gesê, ek gaan nie my plek verruil vir hierdie mense wat hy nou wil maak nie. Hoor mooi. Nou hy was daar, hy is nie meer daar nie. Nou ons is geroep om daar saam met hom te wees die dag. Hoor mooi.
En die vyand, die duiwel, kan dit nie hanteer nie. Hy kan jou nie vat nie. Hy wil jou vernietig. Hy wil vir jou in die grond indruk, want hy wil nie hê dat jy in die kerk kom en die Here jou verprys. Hy wil nie hê dat jy jou lewe moet regmaak met hom en te sê, Here, ek is skoon, ek is reinig, ek sal met u wandel. Hy wil nie dit hê dat die Here eendag jou naam gaan roep en sê, welkom. Hy soek nie, die duiwel soek dit nie. Die duiwel soek dit nie. Hy streef na 'n doelwit om die prys te wen. Wat het moet my en jou prys wees? Is om die eendag saam met die, en ek wil vanmôre vir jou sê, moenie vir my sê, ek wil hemel toe gaan nie. Ek wil nie hemel toe gaan nie. Weet jy hoekom? Daar's 3 hemele. Ek sal later verduidelik. Ek wil in 'n stad wees, want die Bybel sê, daar gaan 'n stad uit die hemel uitkom. En ek wil in daai stad wil ek wees. Ek wil op daai stad se goud loop. Maar ons spreek, die wêreld sê ons wil almal hemel toe gaan. Ek wil hemel toe gaan. Waar is die hemel? Daar's 3 hemele. Daar is. Maar ek wil in die stad wees, daar waar God sê, hy sê, hy vir my en jou 'n plek gaan voorberei. Nou wat gaan hy in die hemel voorberei? 'n Stad wat gaan neerdal. Dis 'n ander preek op sy eie. Hoor my mooi. As ek nou weer vir jou sê, ons gaan hemel toe nie, dan sê nee, daar's 'n stad wat gebou is. Hy kom, en as hy neersak het ons moeilikheid. Hoor my mooi vandag. Daai prys, ek wil in daai stad, ek wil op daai, nie strate van goud nie, straat van goud. Daar's een straat wat van goud gemaak is. Gaan lees jou Bybel. Hy sê nie strate nie, almal praat van strate van goud. Gaan kyk. Wie wil op goud loop? Ons kan nou glad nie eens goud aan goud vat nie. Drone is meer goud. Ja. Goedkoop ringe, jy weet. Kyk hier so, die ander ring is vir jou my vinger. Van my dag, 100 rand gekos het, kos nou al vir 100.000. Ja, hoekom nie? Moet betaal vir jou liefde. Maar weet jy wat? Ja, nee, dit is so, maar die groot ding is van, ons gaan op goud loop. Nee, en ons gaan nie 'n sent daarvoor betaal nie. Geen sent daarvoor betaal. Laat vers 1 Kolossense. Sê wat? Ons gaan nie op goud loop nie. Dit gaan kristal goud wees. Dis gaan Nog nie kristal goud wees. wat gaan dit wees? Soort my verduidelik. Ja, maar ons nou verduidelik. En ek het jou verstaan, ek kan nie mense jok nie. Nee, ek kan dit ook nie verstaan nie. Maar wat ek nou vir sê is waarheid. Okay, ons vat dit. Okay, ons moet leer, ons is altyd daar om te leer, om te sien, maar, en dit moet alles in die woord van die Here staan. Okay, maar, dit maak saak nie, maar, of ons op wolke gaan loop, of seven cloud, of wat, ons gaan daar wees. Okay, 1 Kolossense 2 vers 12, hy sê, leef op 'n manier, wat God behaag, hy wat julle roep om deel te hê, aan sy eie koninkryk en heerlikheid. Die Here deel nie sy koninkryk met die vyand nie. Moenie die vyand 'n kans gee in jou lewe nie. Hoor mooi, die woord van die Here sê, jou liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. God se Gees woon binne in jou. Moenie dat die vyand daar buite kan kom en jou kom besoedel nie. Jy verkeerde dinge, jou denke, as jy bedink dit wat bo is, nie wat onder is. 'n nuwe lewe in Christus, vir my en vir jou, baie belangrik, as jy besluit het, ja, almal wat jy sê, dit al gesê, ek wil die Here dien, ek wil saam die Here loop, maar ek en jy met regtig vir die wêreld kan wys, dat jy 'n kind van die Here is. Die Here het ons nie al geroep vir predikers en voorsangers en al gekies nie. Maar ons elkeen kan een kan die kleintjie wees en een kan die hoof wees. Of vingers wees. Maar ons is almal een deel van een liggaam. Die kleintjie kan nie vir die regterhand sê, hoor, jy gaan daai kant toe nie.
Die liggaam besluit by ons gaan soek doen. En weet jy wat, en ek, met alle liefde en respek, weet jy al gesien as 'n ou wat baie seer het, wat hy loop of hy praat of hy sit en sy hand beweeg so die hele tyd. Nee, dis 'n demoniese gees wat daar is. Daai liggaam moet jy roep tot normaliteit, soos wat die Here wil hê dit moet wees, in 'n eenheid. Ek kan nie so gaan en ek my hand wil die hele tyd hier agter, of my voete wil hier agter nie. Ek kan nie in twee plekke staan, een plek in die wêreld, een plek by die Here nie. Gaan nie werk nie. Want een gaan jy meer lief hê as die ander, en dan as jy mekaar skuif, en jy het die wêreld meer nie, wat gaan gebeur? Jy gaan probeer keer, en dan as jy weer sien, val jy in die wêreld. Kom reg en skuif die voete by mekaar, en besluit, waar wil jy wees? Of in die wêreld, of by die Here. Jy het vandag gehoor, dis 'n nuwe lewe, as jy nie wêreldse dinge doen, en allerlei verkeerde dinge doen, kies daai nuwe lewe in Christus, om daar te kan kom. Om saam met hom te kan wees. Amen. Dit is klaar, dat ek eers gekomen word. Kom ek vir ons speel vir ons, het jy nog 'n liedjie daar? Mooi liedjie. Daar is 'n liedjie. Ek wil net hê dat terwyl my vrouwtjie vir ons saggie speel, ek dink sy speel my halleluja. Wil ek hê met die oogies toemaak. Ek gaan jy nie voor te roep en jy gaan net daar sit en in jou eie gedagtes gaan jy met die Here gesels. En jy vir hom sê, Here, jy gaan vir hom sê, Here, hier is my lewe. Maak my, vorm my soos U wil. Dankie, Here. Dankie, Here, dat ek gekies is deur U genade. Here, dat ek geroep is om 'n kind van U te wees. Ek bid vir elke broeder en sussie wat vanmôre hier is, Here. Laat ons die regte keuse sal maak, Here. Om besluit te kan maak om te sê, Here, vir U wil ek volg. Vir U gaan ek nie los nie, Here. In Jesus naam is daar meer as oorwinning. Dat ek weet het, Here, ek is uitverkies, Here, en soos wat die woord vir ons gesê, Here, dat U as die skepper was U by my nog voordat ek gebore is, Here. Dis 'n diep saak om na te dink, Here, voordat ek gebore is. Voordat ek gebore is, Here, het U vir my gesorg. Dankie vir daai liefde, Here, wat net U kan gee op hierdie oomblik. Dankie dat U hierdie mense bless vanmôre, Here, sal sien, sal en hulle weer sal besef dat 'n nuwe lewe in Christus, al het ons lewe hoe lank vir die Here gegee, dat ons 'n nuwe lewe, Here, 'n nuwe dag kan begin met U, Here. Want U is heilig. En U het ons geroep tot heilig maak, Here. Sonde dinge wat verkeerd is, Here, wil ek bely vanmôre. Vergewe my, Here, vergewe ons vanmôre, Here. Vergewe ons, Here. Jesus. Dis die naam van Jesus, van die volk red van sonde. Dankie, Here. Halleluja, halleluja. Geen net so paar minute, praat jy net so met die Here. Yes, Jesus, dankie, Here.
vat jou seën in die naam van die Here. Halleluja. 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 Dankie Here dat ons kan sê dat U heilig is, Here. You are worthy to be praised, Lord. Lord, learn me how to stand up, Lord. Learn me, Lord, to show love, compassion to the people outside. We want to move in unity this morning, Lord. In unity we will say, God, you are God alone. There's no other God like you, my Lord. You are worthy to be praised. Oh, hallelujah, hallelujah, Jesus. Jesus. Hier is my lewe vanmorgen, Here. Hier is my beker vol my op vanmorgen, Here. Dankie, Jesus. Halleluja. Dankie, Here. Yes, Jesus. Though my God, Lord, lifted up, Lord, come and rest this thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Yes, my God, fill me up and make me whole. Oh, fill my cup, Lord. Keep it on, come and rest this thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Yes, my God, fill me up and make me whole. Yes, okay. Fill my God, Lord, I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul.
Dankie Here. Jesus. Prys die Here. Is daar enigiemand wat iets wil sê oor die ervaring wat jy het? In jou lewe. Niemand weet nie, ek en my man weet tot ek sê, Here, ek het die mantel op my gesit, maar my man verstaan nog nie lekker, en Here, vanmôre toe ek hier sit, toe maak ek my hierdie ding oop, ek wil vanmôre die
Here eer, loof en prys. Dat ek en hy saam in guldige tyd die Here kan aanvat. Ja. Die Here weet en hy ken ons behoefte en hy het vermoere vir ons gegee. Ons eer en ons loof en ons prys. Ja. Amen. Waar kan hulle kom vas in die Here? Ja. Om George, dit is nie, wat ek jou sê, ons is hier om mekaar op te lig. Dis goed, om te weet, jy het 'n vrou as jy bid. Nou moet jy weet, ons bid vir jou ook. Okay. En ek wil hê, soos wat ons vir jou bid, wil ek hê julle moet vir ons ook bid. En ek weet julle doen dit. Ek kan dit sien. Ek kan dit sien. En dis wat lekker is. Ek wil hê dat ons moet kommunikeer met mekaar deur gebed en smeking en vir Here sê, Here help ons, seën ons. My ervaring net vandag is 'n nuwe tydvlak wat ons in beweeg. Nuwe tydvlak. Nog iemand wat iets wil sê? Wie sê maar? Nee. Nog nie. Ja. Maar ek wil vir julle sê baie dankie, ek moet daar afsit. Baie dankie dat julle hier was vanoggend. Dis lekker. Dit sal net gaan lekker wees op die plek vir ons. Nie vol is nie, maar ons is reg. Ons hoor wat hy sê. Maar ons moet werk vir die koninkryk van die Here. Ek wil graag julle vra, nooi mense uit, want hulle is nog net 'n pastoor loop. Nooi hulle uit hier, ons gaan nog 'n een pak. Hier wag ons die stoel en ons pak hulle in. Nou kom, mevrou wil sê. Ek wil net ietsie vir ons dames sê. Ons is besig om ons 'n damesoggend te reël. In September gaan dit wees. So ons het klaar 'n spreekstuk gekry. Die Here het in haar hart gewerk en sy het eers vir my gesê nee, sy het haar talente weggepak. Sy het by die Here pak jou nooit weg. So ons aanvaar nie daai talente wat weggepak is nie. So sy gaan vir ons kom toespreek. En haar tema is maak my lampie vol olie. So ietsie ek gaan dan vir julle mooi nog deurgee. Maar dit gaan oor ons lampe moet vol wees. So sy het vir my in die week laat weet die cupcake gaan daar wees. Julle, ons gaan lekker eet. Ons gaan lekker oulike dinge doen. Ja, definitief. Dit gaan jou nie 'n sent kos nie. Ons gaan net lekker by mekaar kom. En as dames net 'n lekker Ja, oggend. dis net dames. Net dames, geen mans nie. Ongelukkig. Die man is op hulle eie dag. Ja, die manne gaan hulle eie dag kry. Maar ons gaan net lekker by mekaar kom en hoor wat die Here vir ons as dames wil sê. Ek sal die datums vir julle deurgee in die tyd. Vroeg genoeg dat julle kan weet wanneer dit is. Maar ons gaan net 'n lekker kuier daarvan maak en net die oggend geniet saam met die Here. Dit gaan Rina de Klerk wees. Sy gaan vir ons met ons kom gesels. En ek weet, ek kan nie wag om te hoor wat die Here vir ons wil sê. Amen. Kyk ons kan, daar kan baie dinge gedoen word en so, maar ons moet so 'n 3 Ja.